Baie lank gelede het mense in die wêreld vergeet hoe om vriendelik en goed te wees. Hulle het aanhoudend verkeerde dinge gedoen. Maar daar was een man met die naam Noag wat vir God liefgehad het en probeer het om reg te lewe. God het na die wêreld gekyk en hartseer geword. Hy het besluit om 'n groot vloed te stuur om alles skoon te was. Maar hy het gekies om vir Noag te red, omdat Noag na hom geluister het. 'n Groot vloed. God het vir Noag gesê, bou 'n groot boot, 'n ark, maak dit groot genoeg vir jou hele gesin en vir 2 van elke soort dier, 1 mannetjie en 1 wyfie. So het Noag begin werk. Hy het die ark gebou, selfs al het mense hom uitgelag. Hoekom bou jy 'n boot in die middel van droë grond? Het hulle gesê. Maar Noag het God vertrou. Toe die ark gereed was, het die diere gekom. Olifante, kameelperde, leeu's, voëls, selfs klein miertjies. 2 het hulle gekom. Noag, sy gesin en al die diere het in die ark ingegaan. Toe het dit begin reën. 40 dae en 40 nagte lank. Water het die hele aarde bedek, maar binne in die ark was Noag en die diere veilig. Uiteindelik het die reën opgehou. Die son het weer geskyn. Na baie dae het die ark tot rus gekom op 'n berg. Noag het 'n duif uitgestuur. Die duif het teruggekeer met 'n blaar in sy bek, 'n teken dat droë grond weer verskyn het. Noag en die diere het die ark verlaat. En toe het God 'n reënboog in die lug geplaas. Dit is my belofte, het God gesê. Ek sal nooit weer die hele aarde met 'n vloed vernietig nie. Daarom herinner die reënboog ons aan God se belofte. Noag se verhaal leer ons om God te vertrou en gehoorsaam te wees, selfs wanneer ander dit nie verstaan nie. Wanneer ons na God luister en doen wat reg is, sorg hy vir ons, net soos hy vir Noag en die diere gesorg het. En elke keer as ons 'n reënboog sien, kan ons onthou van God se liefde en sy beloftes wat nooit faal nie.